En dit is Kolskoot aan jou gebring deur Karoo Outdoor. En by my in die ateljee het ek vir Libby Jansen van Rensburg, Springbok rugby speler. Nou ek het 'n helse, lywige biografie hier gekry, maar jy is 'n sportgees en jy is 'n jaggees. Hoe gaan met jou? Nee, goed, dankie. Dankie, is so lekker om in die ateljee te wees saam met jou vir 'n slag. Dis lekker. Ja. Nou het jy daarmee probleme gehad met die paaie nie? Nee, ek daai pyltjie het my nie geplof vandag nie. Ek is so bly om dit te hoor. Nou, kom ons kry gaan net gou die heel eerste vraag wat jy hier het. En ek gaan hom maar vra. As 'n vrou in 'n tradisioneel mansgedrewe sport en jagwêreld. Hoe ervaar jy dit? En hoe verander dit jou oor die jare? Weet jy, ek dink as ons net eers kyk na die jagwêreld, vir my, veral toe ek jonger was, daar was nie regtig, ek het nie geweet dat dit 'n manswêreld was nie. Dit was maar net 'n ding wat ek en my pa Chaka altyd saam gaan doen het. Ons doen dit nog steeds saam en dit was, hy het altyd gesê ja, ek is sy jagbuddy. Maar eers toe ek ouer begin raak het, toe besef ek maar soos my vriendinne se kerels reël manne jagnaweke en ons is net nooit genooi nie. Yeah. Dit is eers toe ek begin besef maar dit is eintlik maar die mans wat dit doen, nie noodwendig die dames nie. So dit het eers later vir my half geklik in die sin van die jagwêreld, maar ek dink in die rugby wêreld spesifiek, ek is maar nog altyd 'n sakker vir 'n uitdaging, jy weet. Hierdie ding van 'n vrou mag nie dit doen nie of moenie dit doen nie, dit het my half gevoel om dit te wil doen. En ek weet daar is heavy stigmas rondom vroue rugby, maar ek dink daai goed wat mense dink oor vroue rugby spelers, voel ek glad nie as wie ek is en beskryf my regtig nie baie goed nie. En ek hoop dat deur die goed wat ek doen, soos my modelwerk met Boerboelweer, ek hoop dit wys mense, vroue rugby spelers bietjie in 'n ander lig. En dat ons tog maar ook net, jy weet, algemene dames is wat nou maar toevallig net rugby speel. Ja. En as 'n pa van 'n dogtertjie, ek dink, hoe kan enige pa enige wens van 'n dogter nee voorsê? Ja. As sy wil skiet, dan laat haar skiet. Presies, en ek dink dis so lekker veral vir pappas wat net dogtertjies het. Jy weet, om 'n dogtertjie nou te hê, ek weet pappa soek seuns juis om sulke tipe aktiwiteite saam te doen, maar as jy nou 'n dogtertjie het en sy stel belang in rugby of in skiet, hoe exciting is dit? En dit is so 'n unieke spesiale bond wat daai pa met sy dogter het. Ja. En 'n gedeelde wêreld en 'n gedeelde passie. Ja. Nou vertel my 'n bietjie van daai jagsessie saam met jou pa. Vertel my 'n bietjie, wat staan vir jou uit van dit? Wat was daai rituele wat julle saam gedoen het? Is daar, ek weet nie, vergeef vir ons 'n idee. Ek dink eerstens dis altyd net ons. So ongeag van, jy weet, die ander familie wat wil of gaan kom, jy weet, mense het ons baie kom join op die plaas as ons nou al 'n rukkie gejag het, maar dit is nog altyd net ons. Dis ons ding, dis 'n ding wat ons saam doen en ek dink dit is wat dit so spesiaal gemaak het. Jy weet, hy het my alles geleer wat ek ken van die jagveld, in die jagveld. Sy kennis oor die bome en die wild is so groot en ek onthou as jong meisie het ek regtig gehang aan sy lippe as hy my die goed vertel oor, jy weet, dis eenvoudige goed oor 'n boom. Goed wat ek kan dit nie onthou nie, maar elke keer in daai oomblik wanneer dit weer teekom, dan gaan jy. Ja, as ek daai boom sien en dan onthou ek onthou toe hy my die eerste keer vertel het van hierdie boom of wat is die doel van hierdie plantjie of sulke tipe goed. So dit is regtig, dit is so spesiaal en dit is my so lekker om tyd te spandeer saam met hom in die jagveld. Maar ek dink een spesifieke storie wat ek kan onthou in die jagveld, ek was nou nie saam met my pa gewees, ek was saam met my neef gewees. Ons was op die spoor vir rooibokke gewees. Ek gaan met sy 308 skiet en ons stap al 'n rukkie en ek onthou ons kom so tussen die tamboti bome, jy weet, is nou presies waar ons die rooibokke gaan kry, maar die blare raas verskriklik soos wat ons loop op dit. Gelukkig waai die wind so dat dit meer raas. En hy sê vir my daar's en ek kyk, ons sien die rooibokke. Hy sê vir my, okay, kopskoot. Ek het nog nooit toe 'n kopskoot geskiet nie. En hy sê ook vir my, sit die geweer hier op my skouer. Nou sê ek, hierdie is nou baie klomp nuwe goed vir my, maar okay, goed, ek gaan nou nie back down vir 'n challenge hier nie. Is reg, lê aan op sy skouer, skiet die eerste een kopskoot, hy val net daar. Maar die goed hardloop nie. En hy sê vir my, nog een, skiet nog een. Ek sê, okay, goed, en ek mik vir die tweede een kopskoot en hy val weer eens net daar. En hulle staan nog steeds en hy sê vir my, nog een. En eers toe ek daai derde een klap, toe kom hulle agter. Toe kom hulle agter, hier is iets aan die gang. Toe hardloop hulle eers. So dit is nogals 'n baie spesiale, dit was 'n lekker jag. Dis 'n magiese jag. Ja, dit was so, ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek sal dit nooit vergeet nie, daai gevoel, daai bokkoors wat ek daar gekry het, was regtig soos,
Ja, dit was net amazing vir my gewees. Ek kan myself dit indink. Dit is min mense wat so iets teekom en kan beleef. Dit was amazing gewees. Jo. Nee, nou jy wel, brawe neef. Ja, en toe na dit sal hy vir my gereeld sê nee man, hier op die skouer. Ja. Hy ken, hy trust my nou, alles fyn. Ja, dis daai is vertroue. Ja, dit is vertroue. Nou as jy dink aan reëls in die bos. Wat se tipe reëls het jou pa en jou geïnstalleer of respek vir die omgewing? So 'n groot ding waarmee ek groot geword het is ons jaggie van 'n bakkie af. Ons is etiese jagters, jy gaan op voet, jy stap in die veld in en jy soek totdat jy iets kry. Jy ry nie agter 'n bok aan of hoop hulle stap in die pad af of so ietsie nie. Die oermanier. Die oermanier. Ja. Maar nou let wel, elke keer wat dit 'n jagseisoen is dit gewoonlik toevallig wanneer ek 'n rugbybesering het. En een jaar wat ons nou beplan het om te gaan jag, toe is ek in 'n moonboot en op krikke. Nou, dit is 'n bietjie moeilik. Ek lag, jy's nou in 'n moonboot nie. As jy nou een was, het ek nie gelag nie. Nou, dit is nogals moeilik om eties te jag. As jy in krikke 'n moonboot geweer moet dra, jy gaan stealth mode is nie aan nie. Dis nie aan nie. En dit was ek dink die eerste en die enigste keer wat hy vir my gesê het, okay, ons gaan nou maar van die bakkie af moet jag, want anders gaan daar nie gejag word. Die omstandighede het hom nou nie daartoe geleen nie. Ja. So ek dink dis nog steeds 'n baie belangrike ding wat hy vir my geleer het en dit maak die hele ervaring vir my baie lekkerder ook. Nou, wat is daai belangrikste as jy weet jy gaan nou jag vir die week of jy gaan nou die naweek jag of wat ook al. Wat is die heel eerste ding wat jy gryp? Buite nou die geweer. Wat is die heel eerste ding? Ja, en die patrone. Wat is die heel eerste ding wat jy pak? Ek dink een ding wat ek altyd so in die jagveld sal invat en ek kry dalk 'n bietjie skaam om te sê maar nou moet ek geïnteresseerd. Ek het so 'n ou vlooimark messie. Ja. Wat vir een of ander rede is die ouetjie kan nie dood. Hy het 'n belly ripper op en hy gaan elke keer as ek in die jagveld ingaan, vat ek hierdie messie saam. Kyk, ek het hom nou elke keer moet hy skerp gemaak word, nou dit is maar 'n vlooimark messie. Maar dit is my trusty sidekick daai. Hy het my al baie uit die moeilikheid gehelp. Ek weet dis 'n handige dingetjie. Maar behalwe dit, ek dink soos 'n verkyker ook, 'n goeie verkyker. Dit is frustrerend vir my om te moet loer hoe ver waar is 'n ding deur my teleskoop. Dit is 'n bietjie meer moeite. Of om iemand anders te vra vir iemand te vra. So ek dink tussen daai twee is dit nogals die belangrikste twee goed wat ek sal vat. En dan never mind die snacks. Ek moet 'n paar stukkies droë wors, bietjie neute in my broek se sakke indruk want ek is ook 'n persoon wat okay, ons gaan jag van die tyd tot die tyd, maar dit raak net so lekker in die veld. Veral as jy nou nog iets gekry het, dan dink jy, ag, net nog 1 uur, net nog 1 uur, net nog 1 uur en dan raak jy so honger. Alhoewel om jy huis toe gaan as omdat jy honger is. Dis snaaks so mense nie omgee dat die tyd verbygaan in die bos nie, né? Dit is 'n ander wêreld. Jy is heeltemal afgeskakel van alles, al die worries, al die gejaag van die regte lewe, dat jy so wegraak in die natuur. Want jy kan daar sit saam met jou pelle of wie ook al binne in 'n hide of waar ook al. En jy kan vir ure daar sit. En jy kan vir ure daar sit en jy kan partykeer niks sê. Ja, jy sit in choopste stilte. En dan kom maar 'n diertjie verby of 'n voeltjie of 'n ding en iemand jy weet jy hierdie pel van jou is geïnteresseerd in die goeters en kyk net daar. Ja. Maar net so vingertaal. Hoorie maar jou grootste wens vir 'n jagtog. Wat is daai ene wat jy nog in die toekoms sien gaan gebeur? Ek wil bitter graag 'n buffeljag doen. Ja. Dit is ek weet dit is baie gevaarlik. Ek is baie bewus van die gevare betrokke by dit. Snaaks so slimme buffel is in daai oomblik, né? Jy weet, my neef is 'n PH, hy het al vir my baie stories vertel. Jy weet, jy sien op YouTube video's van hoe goeie skeefloop, maar ek dink net daai adrenalien wat jy kry om so dis 'n impressive dier raai. Dis een van daai dis soos in as jy nou kyk na al die verskillende kontinente waar die ouens die groot goed het, né? As jy nou in Amerika is dit ouens wat hulle gaan so nou en dan gaan skiet hulle takbokke en goeters of hulle het nou daai groot moes. Wat is die mooi woord vir 'n moes? Maar dit is 'n moese ding. Dit is 'n moese ding. En mense besef hoe groot die goed is nie. 'n Buffel is 'n monster. Massief. Hy's massief en my neef wat nou sy gevaarlike wildkursusse en goeters gaan doen het vir my gesê van alles wat hulle al gedoen het, is die buffeljag vir hom regtig net die lekkerste. En ek wil net graag en weet jy al skiet ek self die buffel nie, net om
te sien hoe dit gedoen word. Ja. Dink ek sal amazing wees. Daai belewenis om saam te Ja. gaan en jy weet van die risiko's en almal is op Yes. dieselfde bladsy. Ja. Almal is op En dieselfde jy bladsy. soek maar rond vir watse boom gaan die maklikste klim. Ja, As ja. dit suid gaan, moet jy gaan. Presies. Hoorie nou, Libby, vir hierdie jagseisoen wat nou kom is nou maar eers die begin. Ja. Hoe lyk jou planne? Is hulle almal vasgelê? Is reg vir aksie? Nee, ek het nog nie planne vasgelê nie. Dit is maar moeilik met die rugby skedule om Ja. te commit, jy weet, okay, hier's ek by die huis. So hier dit is wat ons gebeur dan op die gaan doen. ingewing. So dit gaan gebeur op die ingewing. Ek en my pa reël gewoonlik so 'n week voordat ek by die huis kom, as ek vir hom sê, okay, ek het soveel dae af, kom ons gaan jag, dan beplan hy vinnig goedjies vir Lekker. my. So dit is maar vir my moeilik om ver uit die goeders te beplan, Lekker. maar ja, ons vat dit maar soos dit kom. Nou sê vir pa hallo vir die jagseisoen man. Nee, ek sal. Lekker. En dankie dat jy kom kuier het. En Nee, baie dankie Dankie dat Anton. ons ingeloer het en ons gaan ek dink ons moet 'n bietjie buite die jagkonteks en die sportkonteks moet in elk geval bietjie 'n tyd hier in die ateljee 'n lang uurlange kuier Ja, reël. natuurlik. Dit sal flip en ongelooflik wees. Hoorie Libby, baie dankie, hoor. Nee, dankie Antoine. En dit was Kolskoot vir vandag en dit is Kolskoot aan jou gebring deur Karoo Outdoor. En Karoo Outdoor natuurlik kan jy kry by karoootdoor.com. So moet dit nie mis nie. Kolskoot met trots geborg deur Karoo Outdoor. Kolskoot, my maat. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.